regtig lekker om vandag saam met jou rondom die woord te kan sit en te kuier. En ons is in hierdie tema, stuur my soos Jesus. En dis vir my so 'n lekker tema, want dit gaan oor hierdie stuur my jaar. En ons steek ons hand op hierdie jaar om te sê, Here, hier is ek, stuur my. As u iemand kan gebruik, en as u iemand wil gebruik, gebruik my. Ek is gereed, ek is reg, stuur my. Maar daar sekere tye wanneer ons ook moet kyk na die gestuurde, wie Jesus was. En sekere momente in sy lewe waar hy gaan stil staan het. In verlede week het Matthys met ons gepraat oor, stuur my soos Jesus na die woestyn. En as jy nog nie na die boodskap geluister het nie, asseblief gaan maak 'n draai op ons YouTube kanaal en gaan luister na verlede week se boodskap om vir jou die konteks daarvan te gee. En vandag het ek die voorreg om te gesels oor 'n ander plek waarin ek glo Jesus gestuur was. Dit was vir afsondering na 'n plek toe met die naam van Getsemane. Stuur my na die tuin. Nou, ek is nie 'n tuinmaker nie. Ek weet Matthys is baie lief vir tuin maak, maar ek het nie groen vingers nie. En ek spot baie keer daaroor dat as jy vir my van hierdie plante gee wat net met suurstof groei, hulle groei nie by my nie. Hulle goed gaan dood. Ek weet nie wat doen ek verkeerd nie, maar ek is nie gebou vir tuin maak nie. Ek is goed met ander goed, maar moenie my vra om in jou tuin te kom kyk nie. Daar's moeilikheid. So wanneer ek deur 'n mooi tuin loop, dan ek bewondering daarvoor. Ek geniet die natuur. Dit is vir my lekker om te sien hoe mooi plante is en blomme. Dit is vir my so mooi en ek het waardering daarvoor. En veral wanneer jy deur 'n plek soos Getsemane loop, en ek gaan nou 'n bietjie daaroor gesels, dan het ek waardering vir dit wat ek daar sien. En ek wil jou aandag vestig op Matteus 26 vers 36. En as jy jou Bybel het, as jy jou foon by jou het, maak 'n nota, onderstreep hom, highlight hom. Dis so 'n mooi vers. Hy sê, toe kom Jesus met hulle in die plek met die naam van Getsemane. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, die olyftuin. Wie van julle was al almal in Israel gewees? Ek sien of hier 'n paar hande was. Hier's 'n paar. Okay. So jy sal weet waarvan ek praat. Ek het 'n foto op die skerm waarna jy gou kan kyk. Binne in daardie tuin kry jy sulke olyfbome soos daardie. En hulle spekuleer dat daardie olyfbome meer as 2000 jaar oud is. So wanneer jy daar deur die tuin wandel, dan is die kans baie groot dat jy tussen dieselfde bome deurwandel as wat Jesus die dag gaan kniel het en gaan bid het toe hulle hom gevange geneem het in hierdie tuin. Dis 'n ongelooflike atmosfeer as jy daar deurstap en jy voel amper die geskiedenis wat daaraan gekoppel is. En as jy ooit 'n geleentheid kry om Israel toe te gaan, asseblief vat dit. Miskien gee die Here ons ergens in die toekoms guns dat ons vanuit die gemeente uit 'n groep kan oorvat. Dit is nog altyd 'n droom van my om van ons gemeentelede saam te vat om dit te kan beleef. Nou Getsemane het 'n baie besonderse naam. En dit is 'n woord wat afstam van die Hebreëus wat sê Gat Shemanim. En dit beteken olyfpers. Daar waar olywe gedruk was, gepers was. Nou olywe, soos ek en jy weet, en ek is baie lief vir olywe, was nie, totdat ek so 21 was en groot geword het, en besef het olywe is eintlik lekker. Ek het nie olywe geken nie. Maar olywe, jy sal weet, moet gedruk word, sodat die olie daarvan kan uitkom. En dit is waar die olyfpars vandaan kom. Olywe was daar ingegooi, en dan was daar die balk gedraai al in die ronde, en daardie olywe was gedruk, en die olie het na die binnekant toe geloop, en dan het afgesak onderkant toe, en dan het jy hierdie wonderlike olyfolie gekry. Olyfolie wat gebruik was vir 'n klomp goed, vir parfuum, vir salfolie, vir kos. Daar was handel gedryf met olyfolie. Baie duursaam, baie waardevol. Maar vir die waarde om uit die olyf uit te kom, moes dit gepluk word. Dit moes in daardie pars gegooi word
En dan moes dit gedruk word, en gekneus word, en gebreek word, totdat die olie kan uitkom. Olyfpers, Getsemane. En ek het 'n paar foto's op die skerm, en ek wil jou gou terugvat na die Bybelse tyd toe, sodat jy kan sien hoe dit daar gelyk. Nou, daardie gedeelte daar is waar die tempel gestaan het, binne in die stad van Jerusalem. Ek weet nie of almal daai ene kan sien nie, maar as jy nie kan sien nie, daai kant, hè? Right. So, Jesus en sy disippels moes afstap na die tuin van Getsemane, en as jy daar by die hekke uitgegaan het, het hulle teen en daar uitgekom, want dit was al amper skemer. En omdat daar een van die hoofhekke was van Jerusalem, het hulle uitbeweeg, en die Bybel sê, deur die Kidron Vallei beweeg, na 'n plek toe, met die naam van Getsemane. Die volgende skyfie sal vir so 'n bietjie meer 'n aanduiding gee, in vandag se lewe, hoe dit gelyk het. So hulle het uitbeweeg hier onderuit, deur die Kidron Vallei, wat hier lê, na 'n plek toe daar, genaamd Getsemane. Volgende slide sal vir jou wys, as jy in Jerusalem staan, en jy kyk so uit oor die vallei, gaan jy sien, daar is 'n tempel daar, Church of All Nations, en net aan die linkerkant van dit, sal jy vir Getsemane sien. Pragtige tuin, vol olyfbome. Nou hier aan die regterkant, omtrent daar rond, so 'n bietjie uit die skerm uit, is die Olyfberg. Sit vir my die vorige prentjie op, kan jy? Die Olyfberg is aan hierdie kant, en dit is waar Jesus opgevaar het vanaf. So dis nie ver daarvan af nie, en oral hier is olyfbome geplant, Mount of Olives, die Olyfberg. Dankie, jy kan maar weer vir my aangaan. Wanneer ek en jy dink aan Getsemane, is daar 'n paar punte wat ek by jou wil los, en die heel eerste ding daarvan, is dat dit praat vir my van 'n plek van oorgawe. En ek dink een van die moeilikste en belangrikste besluite wat ek en jy as kinders van die Here kan neem, as volgelinge van Christus, is om ons wil aan die Here oor te gee. Om te sê, hier is ek, Here, met al my bagasie, met my probleme, met my tekortkominge, en ek gee myself in die hand van die Here oor. Nou, ek en jy is juis gemaak met vrye wil. Dis wat ons juis so uniek maak as mens. Ons kan besluite neem, ons is nie marionette nie. Die Here het ons gemaak dat ons kan kies wat ons wil doen, en daarom is dit juis so belangrik dat ek en jy by daardie plek kan kom waar ons kies om te sê, Here, ek gee self my eie wil aan U oor. En Jesus het dit ook gedoen. En hy het gekies om so te bid. Matteus 26 vers 39 sê die volgende. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. En dan hierdie mooi woorde. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. En Jesus as mens het by daardie plek van volkome oorgawe gekom in die tuin van Getsemane, in daai plek waar olyf gepers word, uitgedruk word. Hy moes sy eie behoeftes, sy eie begeertes eenkant sit, en dit is wat ek en jy ook by moet kom, op 'n plek waar ons kan sê, Here, ek gee my eie begeertes, my eie drange, my eie wil, bring ek na U toe, en ek gee dit oor, en ek weet, en jy weet, dis nie 'n maklike ding om te doen nie. Want ons word van kleins af geleer om ons eie besluite te neem. Ons maak ons kinders groot om selfstandig te wees, en dis reg, ons moet dit doen. Want in hierdie lewe is daar baie besluite wat ons moet neem, en jy moet selfstandig kan dink. Maar wanneer dit kom by jou eie lewe, jou gees en jou siel, het ons nodig om oorgegee te wees aan die Vader. Om te kan sê, nie my wil nie, Here, maar U wil. En as ek en jy regtig by 'n plek kom waar ons sê, Here, ek is U missio Dei, ek is U sending, ek wil gaan daar waar U my heen stuur, dan moet ons bereid wees om te sê, Here, ek wil nie altyd soontoe gaan nie, ek wil nie altyd dit doen nie. Is nie altyd maklik by die skool, by die universiteit, by die werk, om my Christendom uit te lewe nie, maar nie my wil nie, Here. U wil geskied.
En hoe kry ek en jy dit reg? Deur gebed. Dis hoe ek en jy dit reg kry, want gebed is die sleutel. Deur gebed kom ons by daardie plek van gehoorsaamheid, en dit is vir my half ironies. Want dit is juis wanneer dit moeilik gaan in ons lewens, wanneer ons baie keer skei van die Here af. Nou wanneer ons 'n bietjie terugtrek. Wanneer mense deur moeilike tyd gaan, dan sien jy hulle nie altyd by omgee-groepe nie, of jy sien hulle nie altyd in 'n diens nie. Of jy sien hulle nie altyd wanneer daar 'n byeenkoms is nie, want daar's 'n bietjie van 'n stryd. Baie keer doen ons dit omdat ons skuldig voel, en ons voel nie altyd lus om by mekaar te kom nie, want hierdie stryd is so swaar. Maar dit is juis wanneer jy in hierdie moeilike tyd gebed kan gebruik, nader aan die Here kan kom, met hom kan gesels, dat jy by 'n plek van oorwinning kan uitkom. Dit is nie maklik om te doen nie. Dit is nie maklik nie, want hoe fokus jy jouself wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, wanneer daar probleme is? Maar Jesus sien ons doen presies die teenoorgestelde. In steede van wegtrek, stap hy juis nader. Hy bid harder, meer dringend. En ek wil vir jou fokus op Lukas 22:44. Daar sou staan, en toe hy in 'n sware stryd kom. Onthou, Jesus kom met sy disippels na Getsemane toe. En hy sê vir hulle, ek gaan bid, en asseblief waak net saam met my. En hy gaan eenkant en hy gaan bid, en hy kom terug en die disippels slaap. En hy gaan terug en hy bid 'n tweede keer en hy kom terug en die disippels slaap. 3 keer gebeur dit. En hier sê die Bybel, hy's in 'n sware stryd. Maar hy het nie mismoedig geword nie. Hy het nie weggehardloop nie. Hier is die oplossing. Hy het met groter inspanning gebid. So wanneer jy op 'n moeilike plek is, bid harder. When the going gets tough, the tough gets praying. Dit moet jou ingesteldheid wees om te sê, Here, hoe moeiliker dit vir my is, hoe nader kom ek aan my knieë voor U. Hoe meer tyd spandeer ek in gebed, hoe harder wil ek bid, hoeveel daar ook al probleme my pad langs kom, Here, daar is groter krag in gebed as my probleme. Jesus het dit vir ons so mooi gedemonstreer, en daar's 'n B-gedeelte aan hierdie skrifvers, wat ek julle hê moet lees. En sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Enige iemand van julle al ooit so spanning beleef, negativiteit beleef, druk beleef in jou lewe, dat jou sweet soos bloed geword het? Ek het dit nooit beleef nie. Want daar's 'n mediese term daarvoor, en ek gaan dit probeer. Ek lees, Matthys sê altyd, hy moet sy Engelse tande insit. Nou, hier's ander groter tande wat ek nodig het vir hierdie woorde. Dit is hematohidrosis. En dit is 'n mediese term wat praat daarvan dat wanneer jy verskriklik angstig is, dan kan daar deur jou poree, jou vel, kan daar bloeddruppels deur jou sweetgaatjies kom. En dis wat Jesus beleef het onder hierdie geweldige angs, spanning, om die sonde van die wêreld op sy lewe te neem. Jou oortredinge, my oortredinge, die ganse wêreld, die ganse mensdom se oortredinge, het sy angs so groot geword, dat sy bloed in sweetdruppels geword het wat op die grond val. Maar nogtans het hy gekies om na sy Vader toe te draai. En mag dit vir jou en my 'n les wees, om te sê, Here, ek gaan deurdruk, ek gaan harder bid, ek gaan nader aan U kom, nie wegtrek nie, Here, maar ek wil nader aan U beweeg. En hy het dit gedoen met soveel liefde vir jou en vir my. Juist sodat ek en jy nie nodig het om deur al daardie druk en al daardie spanning te gaan nie. En die Bybel sê, ons kan al ons bekommernisse op hom werp. Enige iemand bekommernisse vanoggend hier? Goeie tyd vir jou om te sê, Here, hier is dit. Ek gee dit vandag vir U. Want ons weet, uit ons eie krag uit, gaan ons dit nie maak nie. Dit is hoekom daar so baie beradingsgevalle is. Dis hoekom mense uitkom en vra vir gebed. Hoekom? Want daar's nood, daar's behoefte, daar is seer. Maar vandag het ek vir jou goeie nuus, want daar is ook krag wat van bo af kom. So as jy deur 'n swaar stryd gaan, deur 'n moeilike tyd, daar is vir jou hoop. Daar is nuwe krag. Jy hoef nie alleen te probeer sterk staan nie. Jy hoef nie probeer om alleen
bo uit te kom nie. Want ons krag kom van bo. Die Here is die een wat jou vandag versterk. Eintlik, kom dit nie van bo nie, dit kom van binne. It's not on top, it's inside. Van die Heilige Gees is binne in ons. En omdat hy binne in ons is, daarom is hy soveel nader aan ons. En dit is my altyd snaaks as mense vir my sê, ek voel ek bid teen die plafon vas. Die Here is nie, die Here is hier. So moenie vir die plafon mik nie. Vra die Here wat hier binne in jou is, om vir jou te kom bystaan. Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En daardie krag, elke dag, wanneer jy opstaan, sal vir jou krag gee, vir watter stryd jy ook al moet verduur. Die vorige vers, Lukas 22 vers 43 sê, en 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hulp kom van die Here af. Daar is 'n oplossing en 'n antwoord, en dit is so wonderlik dat ek en jy nie nodig het om te wag vir 'n engel om ons te versterk nie. Ek en jy kan oombliklik vrede, nabyheid, bemoediging beleef wanneer ons harte net na die Here toe draai, want hy is hier binne in ons harte. Jy het hom nodig om te vertrou. Plaas jou geloof vandag net weer op die Here en sê, Here, in my stryd, in hierdie moeilike tyd waar voel soos daardie olywe wat gepars word en ek is in hierdie maal en ek word gedruk en dit is seer, mag die Here jou kom versterk. En ek dink baie keer dan voel ons dat ons hierdie tyd van lyding wat ons beleef, hierdie probleme waar ons deur gaan, is 'n tyd van straf, maar dit is nie so nie. Dis omdat daar iets sterkers en iets beters en iets mooiers aan die ander kant moet uitkom. En die Here sal altyd alles ten goeie laat meewerk vir jou wat glo. As jy net kan vashou aan sy beloftes om deur hierdie stryd te werk. Want daar's 'n les wat ek en jy kan leer wanneer ons onder druk kom, wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan. In die heel eerste plek sê die Bybel, ek en jy kan dit loutere vreugde ag wanneer ons verdruk word. Paulus sê dit. Dis 'n goeie ding. Jy kan glimlag deur jou verdrukking. Laat my amper dink aan toe hulle daar in die tronk was. Hy en Silas. In te midde van hierdie moeilike tyd, hulle is vas met boeye. Dit gaan nie goed nie, dit is donker, dit is koud, begin hulle lofliedere aan die Here sing. En oombliklik kom die Here en hy gee vir hulle die oplossing. Hoor wat sê Hebreërs 5 vers 8. Hy, Jesus, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat hy gelei het. Is dit nie mooi nie? Dat Jesus as mens moes gehoorsaamheid leer. Christus, die seun van God, was al reeds gehoorsaam aan die Vader, maar die mens Jesus moes nog steeds leer dat hy kan ondergedanig wees, ondergeskik wees aan die wil van die Vader. Ons leer ons kinders, gehoorsaamheid is baie belangrik. Ons leer ons kinders om gehoorsaam te wees. Daar is verskeie maniere hoe ons kinders straf wanneer hulle stout is, en ek wil nou nie daarop ingaan nie. Maar ons leer ons kinders dat wanneer hulle gehoorsaam is, dan is daar iets wat hulle in ruil daarvoor sal kry. Hulle word beloon. En net so word ons ook beloon geestelik wanneer ons gehoorsaam is aan die stem en aan die wil van die Vader. Daar is 'n beloning. Jakobus leer ons nog iets. In Jakobus 1 vers 2 en 3 sê hy, ag dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val. Okay, so hierdie klink vreemd. Hierdie klink regtig vreemd. Hoe kan jy bly wees as jy versoek word? Versoeking is 'n slegte ding. Versoeking bring jou in gevaar. Moeilike omstandighede, jy weet jou pad langs kom en jy's in die versoeking om 'n kort pad te vat. Of jy's in die versoeking om jou eie idees te gebruik. Jy's in 'n versoeking om op te tree, om iets te gaan doen. En nou sê Jakobus, jy moet dit loutere vreugde ag. Dit moet vir jou 'n goeie ding wees wanneer jy versoek word. Ek het gedink hy sou sê, ag dit loutere vreugde my broeders, wanneer jy van versoekinge verlos word. Maar nee, wanneer jy in hierdie stryd is, miskien is jy vanoggend hier, in hierdie stryd, in hierdie moeilike tyd,
Jy weet nie watter kant toe nie. Dit voel vir jou te swaar. Jy word gedruk, jy word gekneus, jy word gepars. Ag dit loutere vreugde. Wees bly oor hierdie versoeking en hier is die antwoord. Vers 3. Omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Nou hierdie woord lydsaamheid is mooi. Daar's 'n hele paar sinonieme. Woorde soos berusting kom na vore. Geduld. Lankmoedigheid, né? Hier kom die vrug van die Gees. Toleransie. Verdraagsaamheid. Dit alles praat van hierdie lydsaamheid wat die Heilige Gees kom en jou help om in jou lewe te bewerkstellig. So wanneer jy in hierdie drukpers is van die lewe, hou net moed. Daar is iets kosbaars wat na vore gaan kom uit hierdie proses. Jy sien dit nie nou nie. Al wat jy beleef is die druk, die hartseer, die pyn, die ongemak. Maar hou vas. Aan die einde daarvan is daar iets kosbaars, iets pragtigs, iets moois. Ek wil vra dat die aanbiddingspan so lank gaan opkom en vir my gaan kom help. Dalk is dit die tyd dat jy hierdie moeilike omstandighede van jou, hierdie druk, probleme, stryd, swaar, dat jy dit van 'n ander invalshoek sien. Dat jy nie sê, Here, alles is verlore nie. Hoekom moet ek as kind van Here deur hierdie moeilike tye gaan? Daar gaan iets kosbaars van kom. Die Here wil eerstens jou gehoorsaamheid toets in hierdie tyd. Hy staan vandag weer by jou. En weer moet jy daardie stem hoor, Here, sal ek gaan as U my roep? Is ek gereed om gestuur te word? Kan ek regtig sê, Here, stuur my soos Jesus, verlede week deur die woestyn, vandag na 'n tuin toe, 'n plek van afsondering, 'n plek van oorgawe. 'n Plek van waar ek druk voel, maar ek weet, ek moet hier deur, want aan die ander kant wag daar vir my oorwinning. En dis die goeie nuus, dat oorwinning is op pad. Vir jou, vir my, hoor wat sê Johannes 6 vers 38, want uit die hemel, ek het uit die hemel neergedaal, nie om die wil van my Vader te doen nie, maar, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Jesus het geweet, as iemand groter as ek, wat my stuur, daarom kan ek oorgee. En as jy vandag deur 'n moeilike tyd gaan, deur 'n swaar stryd, just bear with it. Vra die Here om jou te wys, gehoorsaam te wees. Here, hier is ek. Is nie lekker nie. Ek voel die pyn. Maar ek weet, Here, dat U plan vir my lewe is groter as dit wat ek nou beleef. Ek weet dat wanneer ek sê, Here, U moet my stuur, dat ek gereed sal wees vir wat dit ook al mag wees en hoe dit ook al mag lyk. Ons bid elke Sondag vir ons sendingaksies. En daar's manne en vroue wat ja gesê het vir 'n ander tipe van stuur. Stuur na plekke toe waar die meeste van ons nie wil wees nie. Omstandighede wat baie keer swaar is. Maar as jy vandag na jou eie lewe kyk, dan is daar ook omstandighede wat swaar is. Daar's ook dinge wat nie lekker is nie. Daar's emosionele kwellinge waarmee jy sit, waarmee jy worstel. Daar's baie keer verwerping waar 'n mens mee moet deel. Daar's baie keer depressie waardeur ons gaan. Daar's baie keer lelike en slegte dinge wat in jou verlede gebeur het, waardeur jy vandag nog moet worstel. En dit voel vir jou of hierdie drukpers net aangaan en aangaan en aangaan en aangaan. Maar daar kom oorwinning. Jesus Christus het dit geweet. En daarom was hy bereid om deur hierdie sware stryd te gaan. Deur hierdie angs te werk, aan 'n kruis vasgenaal te word. Sy lewe af te lê, te sterf, want hy het geweet daar kom 'n dag wanneer hy gaan opstaan. En wanneer daar oorwinning oor die dood is. En net so is daar 'n dag van oorwinning vir jou en my. En ek wil vir jou vra, as jy vandag hier staan, en jy sê ek het hulp nodig, ek is gedruk, ek is moedeloos,
voel eensaam. Ek vra mense om saam met my te stap, maar dit voel of ek alleen is. Nou Jesus verstaan dit. Hy weet waardeur jy gaan. En omdat hy vir ons die oorwinning gegee het, is daar vandag vir jou hoop. En jy hoef nie alleen deur hierdie stryd te gaan nie. Ek wil vra dat daar waar jy is, dat jy jou oë net vir 'n oomblik gaan toemaak. Ek gaan binnekort vir die aanbiddingsspan vra om weer vir ons hierdie lied te sing, I Surrender, maar net vir 'n oomblik. Kyk na jouself, waar jy jouself bevind in jou lewe. Is jy miskien in 'n plek waar jy sê, ek kan nie meer nie. Here, dit voel vir my of hierdie las te groot is, te swaar is. Dalk wil jy ook vandag, soos Jesus by 'n plek om te sê, nogtans, nie my wil nie, maar u wil in my lewe geskied. As jy net by daardie plek kan kom van oorgawe, dan weet ek dat die uiteinde daarvan is 'n plek waar die Here jou vereer met oorwinning. Want die wonderlike nuus is, jy sal nooit bo jou kragte versoek word nie. Want saam met elke versoeking en saam met elke lyding kom daar ook uitkoms. Dalk nie in die tyd wat jy dit graag sou wou gehad het nie, dalk nie nou nie. Want ons weet ons as ons vir die Here vra vir 'n antwoord, dan bid ons nou, maar ons het dit al gister verwag. Miskien wil die Here lydsaamheid by jou kom kweek. Geduld, verdraagsaamheid. Ek wil jou uitnooi. Ek wil saam met jou bid. As jy vandag op daardie plek is waar jy sê, Here, ek het hulp nodig. Ek kan nie hierdie las alleen dra nie. Dit voel vir my te swaar. Dit voel vir my ek word gekneus, verdruk, gebreek. Dan wil ek jou nooi. Wil jy nie hier by my kom staan nie? Ek gaan saam met jou vertrou vir 'n deurbraak in jou lewe. En ek weet dit is nie altyd maklik nie, want nou is dit weer die druk. Wie gaan vir my kyk wanneer ek uitstap? Maar dit is juis wanneer jy deur hierdie druk kom dat jy die oorwinning kan beleef. So wil jy vrymoedigheid neem as jy vandag sê, hier is ek. Bid saam met my. Ons gaan hierdie lied sing en ek gaan hier voor staan. Ek wil graag daar wees vir jou, sodat jy nie alleen deur hierdie stryd gaan nie. Here, dit is ons gebed. Ons weet soos wat ons nader aan U kom, beweeg U nader aan ons. Here, nie omdat U van ons af wegtrek nie, maar hoe meer ons U toelaat in ons lewe, hoe meer ervaar ons van U elke dag in ons harte. Here, U is nie ver nie. U is hier by ons. En wanneer ons by 'n plek van oorgawe kan kom, oorgawe van ons eie wil, dan sien ons al hoe meer die plan van God in ons lewens raak. En kan ons, as ons in die oggend opstaan, in ons destiny instap, kan ons opstaan en sê, Here, vandag is die dag waarin ek lewe vir U, doen vir U, optree vir U, praat vir U. Here, dat ek nie vanuit my eie begeertes en my eie wil en my eie versoekinge sal optree nie, maar dat ek sal optree soos wat U wil hê ek dit moet doen. Dankie Here dat ons hierdie week kan ingaan met die verwagting dat U ons deur hierdie druk tydperk sal neem en dat daar 'n tyd van oorwinning sal kom waar ons 'n groot getuienis sal kan hê en waar ons almal sal kan vertel en waar ons soos hierdie oliebottel sal lyk en waar dit sal skyn en waar ons kosbaar sal wees voor U en waar ons getuienis kosbaar sal wees in die oë van die Here. Dankie vir U goedheid, Here. Dankie vir U hand op ons lewens en dankie dat waar ons kom hierdie week, dat ons 'n ambassadeur kan wees en waar ons kan sê, Here, gebruik my soos wat U my stuur. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.